sou jy kon doen met 'n miljoen? En wat van 5? Ek is baie ernstig, want miljoene rande wat aan Suid-Afrikaanse produsente geskuld word, lê tans onopgeëis by die Landbouprodukagenteraad (IPAC). François Nils, registrateur van IPAC, is hier in die ateljee om meer lig op die onderwerp te laat skyn. Goeiemôre François. Goeiemôre Susan. Vertel eerste van alles, praat ek nou die waarheid, hoeveel geld lê presies by julle en hoe dit daar beland? Dit is inderdaad so, ons sit met omtrent 5 miljoen rand se onopgeëiste geld van boere. Hierdie bedrag kom oor 'n tydperk van 32 jaar. So dit is boere wat nie betaal word nie, boere wat nie opgespoor word nie, ons het daai geld in ons besit. Hoe werk dit dat 'n markagent 'n boer se besonderhede verloor? Ek dink ons moet net eers by die filosofie van die probleem uitkom. Met ander woorde, as boeregelde nie opgeëis word nie, is daar sekere wetlike vereistes wat ons moet nakom. Met ander woorde, ons moet hierdie geld vanaf die agentskap ontvang, ons moet alles in ons vermoë doen om die boer op te spoor. Ons het daai verantwoordelikheid. Nou hoe dit gebeur is nogal interessant. Dit gebeur as boere die verkeerde inligting gee, dit gebeur as boere die land verlaat, boere wat gelikwideer word, en selfs in gevalle waar boere doodgaan, maar daardie geld kom na IPAC toe. En daardie geld is vir ons eintlik 'n enorme probleem. Ons wil nie in besit wees van daai geld nie. Dis nie ons geld nie, dit is die lewenslyn van ons boere en hulle het dit nodig. So dit is die kern van die probleem. Nou, is daar enige subsektor van landbou waar dit meer van 'n probleem is? Dit gaan vir ons baie gefokus en die ergste in die varsproduk omgewing. Met ander woorde, boere wat hulle produkte lewer aan varsprodukmarke. Die rede daarvoor is dis soveel transaksies, dis soveel eenhede, dis klein hoeveelhede. Boonbehalwe dit het markagente trustrekenings wat hulle moet hou om boere se gelde te beskerm. So die omvang hiervan is net die grootste by varsprodukagente en in die varsprodukbedryf wat plaasvind op varsprodukmarke. Die ander bene wat ons reguleer, varsprodukte wat uitgevoer word oor die wêreld, dit is nie 'n groot probleem daar nie, dit word goed beheer, en dan ook by lewende hawe agente. Dit word baie goed daar beheer. Ons probleem, varsprodukagente. François, dit klink vir my soos 'n tikfout wat insluip, maar wat kan boere doen om proaktief te sorg dat sulke probleme nie insluip nie? Wel, boere moet baie verseker, hulle moet seker maak dat hulle die korrekte dokumentasie stuur na die markte toe. Ongelukkig is alle boere gefokus op wat hulle boer, hulle wil hulle vingers in die grond steek. Ons advies is, maak seker dat jou papierwerk akkuraat is. Hou dit akkuraat, en as jy dan nie betaling ontvang nie, ons het 'n wetlike vereiste wat sê, jy moet as 'n boer, binne 5 dae, moet jy jou eerste betaling ontvang. Dis gefragmenteerde betalings, en die doel daarvan is, ons wil die kontantvloei deur wetgewing vir boere baie makliker maak, en natuurlik wil ons ook nie hê kontant wat aan boere behoort, moet te lank in trustrekenings by die agent lê nie. As iemand nou hierna luister, en hulle dink, maar my mapsticks, ek is nou een van daai boere waarvan julle nou praat, wat moet hy of sy doen om hierdie geld terug te eis? Dis eenvoudig, kontak vir IPAC, ons sal baie graag help. Wat ons nodig het, is ons moet goeie bewyse hê van 'n aflewering wat by 'n sekere agent plaasgevind het, die rede hoekom hierdie geld nooit opgeëis is nie. Geef ons iets waarmee ons kan werk, en ons sal sonder versuim, sal ons enige boer kan terugbetaal. Onthou, hierdie geld is al vir 32 jaar wat ons in besit is van hierdie geld. Nou, die wetgewing wat ons mee werk, skryf voor dat ons hierdie geld kan oorplaas na 'n fonds wat deur die staat beheer word, maar die staat wil nie hierdie geld hê nie. Hulle sê, hulle kan ook niks daarmee doen nie. Die verantwoordelikheid lê by IPAC om die boere op te spoor. So, dis hoekom, dis so 'n wonderlike geleentheid om vandag met jou te kan gesels en met die boere daar buite, dat hulle weet, hier is geld wat onopgeëis is, en ons kan help. Werk net saam met ons, gee ons genoegsame bewyse, en dan doen ons dit. Goed. Nou, hoe kontak mense vir IPAC? Waar kan mense julle skakel, 'n e-pos stuur, wat moet hulle doen?
So staan nie baie, dis baie maklik. Hulle kan ons kontak via ons webblad. Dit is ipacweb.org.za of by ons telefoonnommer 011 894 3680. Baie dankie François. Dit was François Nils, die registrateur van IPAC.